Goeienaand, hier op die Sondag aand. 18 grade by my en die weerprofeet sê het gaan nog reën. Ek het nou al van gisterand af tot nou 25.1 millimeter gehad. Lekker. Nou ja, lees ek al op kommentaar van 'n video. Daar's een kaland wat homself bekak, omdat die kaptein sê dis wheels up. Yes, on die baie ouens. Hulle laat my net my kop skud. Wonder ek by myself. Wat se lewe het daai ons? Weet nie wat se lewens het hulle nie. Maar in elk geval, dis hulle kak, man, nie myne nie. Dis dinge wat aan die gang is. Daai skietery by Bondi Beach. Ek sê vir julle, daar is daai ding het so 'n lekker 7 Oktober reukie aan hom. Lekker reukie aan hom. Iets stink vrot by daai storie. Merk asof julle die goed wys hoekom ek dit sê. Nie sommer goed doen ek by my suig nie. En hy skietery by daai universiteit in Amerika. Is ook iets nie lekker daar nie, hoor. Die vraag is natuurlik, hoekom hierdie stories nou so? Maar nie vergeet nie, môre met die Epstein-files uitkom. Alles goed om ons aandag af te trek, hoor. En as jy 'n koelheidsuiger is jy in vir 'n helse tyd, hoor. 'n Helse tyd. Dis al wat ek kan sê. Nou ja, ons kaptein sê is reg, dis seker tyd ons moet opstyg. Maak vas, dis wheels up. Daai man het homself wil kak, sy sê dis wheels up. En ons crew is hier om seker te maak, julle geniet die flight. Nou alles veilig. Nou ja, laat ek begin. Ek wil 'n bietjie videoetjies wys. Ek kan dit kry. Die eerste een wat ek wil wys, is 'n goeie, lekker joke waar ons almal maar oor kan lag. So I just want to caution anyone who's traveling to South Africa anytime soon. We just checked into our Airbnb and we had something run underneath our pillow. Now, I've heard of this before, but it's never actually happened to us. So let me see if there's anything underneath there. Oh, that's exactly what I thought. Oh, I was afraid of that. And they usually travel in pairs. So let me just see if there's another one over there. Oh, man. That's just what I thought. That's horrible. Nou ja. Ek het gedog ek moet hom maar met julle deel. Lekker grappie. Nou almal sê welkom op die flight, hoor, en die wat goeie wense wens. Dankie. En die van julle wat deur rare tyd gaan, ek dink aan julle, hoor. Dink regtig aan julle. Dit is ons word getoets, man. Ons word elke dag getoets. Ek wil hem sien logies en Nisha is hier, so ek vlieg daarom nie alleen nie. En ja, ons gaan. Ek het nog 'n video. Ek het nou hierdie ene gesien. Ja. Ek gaan nou eers vir julle hierdie video's wys oor Bondi Beach. Dis nou die ou wat die held is, kyk al. Kyk mooi. Kyk mooi. Oh mon gros. Oh, mais il est trop pote, il va se faire tirer dessus. Il est trop con, le mec qui a là. Kyk mooi na daai ou wat die held is. Sien jy, hy het 'n wit hemp aan. Sien jy bloed op hom? Want hulle vertel nou die kak storie, daai ou 2 skote weg. Maar wat gaan hier aan? Hy vat daai man se geweer af en dan laat hy hom gaan. Hy skiet nie eers op hom nie. Daai man het nou mense doodgeskiet. Kyk daar, waai hy vir die skare. Nogal die geweer daar teen die boom neer. En hier staan die fucking terrorist. Hyper courageux. Ons die boom. Nou, ek het ou nou nader en gooi hom met 'n klip. Imagine that. How can you imagine that? O ja, nou hier moet julle mooi kyk. Daai donder daar bo op hy bruggie. Hy staan daar vir meer as 6 minute en skiet op die mense. Oop en bloot. Lekker. Oop en bloot op hy brug.
Dis 'n ander kamera wat Oh l'enculé, il a pris une deuxième arme. al staan. En die beste van alles is, hierdie fucking ouens skiet met halfgewere. Kyk uit distansies. En gros, il a récupéré l'arme du mec qui... Tu sais, il l'avait pris dans sa main là. Mais il y en a un deuxième là, ils sont tous les deux sur le bridge. Oui, oui, j'ai vu, j'ai vu. Tu les vois ou pas? Daar val daai een fokker nou daar neer op die gras. Wat het met hom Je gebeur? comprends pas ce qui se passe, gars. Je suis terrorisé. Mec, c'est un attentat, frère. Eh, il y en a un, il est en dessous du bridge. Mais genre, c'est un Met sy attentat halfgeweer. devant nos yeux. Ouais. Gars, Yeah, une ouais. minute de plus, on était dehors. Ja, fucking setup daai hoor. Ek sê vir julle dis 'n setup daai. Maar ek het nog 'n video van oor hulle. Kyk hierdie een. Dis nou die gekwestes wat rond lê. Dis weer daai ou wat nou weer help is. Check out. C'est un malade. Oh non, gros. Oh, Weer af. En hy gil daar uit Il va om se nou faire even tirer omstaan. dessus. Krap hy sy gat voordat hy weer iets gebeur. Ag nee, fuck dit man. 'n Fucking gestagede storie daai, so seker as wat ek hier sit. Gestage. Ek sê vir julle dis 'n fucking false flag. Maar nee, ek het nog ander goed ook hoor. Voor ons daarby kom, iets om te drink. Vanaand is dit koffie. Julle weet mos wat se koffie, spesiale koffie. Yes, en dis 'n oulike gil wat die koffie aandra. En ja, sonder gaan. Donuts. Om van te kies en te keer. Daar's donuts wat ek nog nooit in my lewe gesien het nie. Maar ek glo dit is lekker. Nou ja, as ek aangaan met die nuus. Nee, hulle befok ons op elke hoek en draai hoor. Ek het hierdie ene wat ek julle wil wys oor die kos. Hierdie ou gee vir jou goeie advies hoor. How to read ingredient labels. See soybean oil, put it back. See canola oil, put it back. See sunflower oil, put it back. See safflower oil, put it back. See corn oil, put it back. See cottonseed oil, put it back. See vegetable oil, put it back. See vegetable oil blend, run away. See butter tallow lard, buy immediately. This is your entire strategy. You are welcome. Ja, ek dink ook so. Goeie advies. En dan hierdie enetjie. Nou ja, wat is belangrik aan hy prentjie? Hy, wat jy sê, take the jab, gooi. En dan kyk jy daar bo, dis waar jy moet kyk. Johnson & Johnson, CEO, budgie. AstraZeneca, CEO, chairman of AstraZeneca, budgie. Pfizer, budgie. Moderna, budgie. En wat is hy laaste ene? Sputnik. Ha, budgie. Nou ja, dink maar daaroor. Dink daaroor. En dan hier is weer 'n lekker joke. Look at the changes in phone booths over the years. Sien jy daar, dit in die ou dae het so gelyk aan die linkerkant, die moderne is hier in die middel, en dan hoe dit vandag gaan. Dis die telefoonhokkie. Is dit waar? Ja, ek dink is waar. En dan hierdie ene, ek gaan hom maar wys en ek gaan net lag daaroor. Alex Nick Jungle het gepost. Mega. She's from Slovenia. Friendly reminder. A hooker and a con man in the White House fucking things up. Het gaan nou 'n paar ouens warm kry, maar wat. En dan kom ons by die laaste meme. Iemand het ons weer my boodskap gestuur. Study shows that intelligent people swear more than stupid motherfuckers. Ja, ek dink hy studies is akkuraat hoor. In elk geval, ons kom by die nuus. Ek het nou vir julle die 2 videoetjies oor Bondi gewys, so julle weet nou wat daar aangegaan het. Shots fired at Australia's iconic Bondi Beach reports. Cops cars spotted streaming into the area. Die vraag wat ek vra, dis 'n groot fees daar. Wil jy nou vir my sê, daar was glad nie polismanne op diens by daai terrein nie, want hulle stroom in na die fucking skote begin klap. So asof hulle gesê was, bly weg tot die kakspad. Dan kom julle met 'n groot gejuig aan. Nou, hierdie ene, ek is seker, meeste van julle het dit gesien. Ek gaan nie hierdie video speel nie. Daar kan jy die 2 gunmen op daai bruggie sien. Baie duidelik. Die video is die hele tyd op hulle. Okay. 2 gunmen spotted at the shots echo across Bondi Beach right now.
Hysterical screams from onlookers. Reports of multiple victims. En let op, unverified footage from the Australian Jewish Association. Take note. Perfecte view gehad op die hele skietery. Jewish Association. Moet hulle geweet, hulle moet daar wees. That's what ek wil weet. Crowd flees from mass shooting at Bondi Beach. 2 shooters already in custody. New South Wales Police. Lyk dit nie vir jou fucking baie, soos by 7 Oktober nie. Lyk vir my fucking baie so. Daar's ander goed wat nou uitkom, waar hulle nou die gekwestes en die gewondes hanteer. I seen like, alright. Unknown hero snatches a rifle from one of the shooters. Almost immediately came under fire from the second shooter, but apparently was not wounded. Give this man a medal. Ja, bullshit baffles brains. En dan kom ons nou by nader na die waarheid. Israel president condemns the cruel shooting attack by vile terrorists. On Jews who went to light the first candle of Hanukkah. Herzog calls on Canberra to fight enormous wave of anti-Semitism plaguing Australian society. Ek het vir julle hier gewys, so 'n paar maande terug, daai massale optogte in Australië, wat hulle protesteer teen wat daai budgies doen in Gaza. Ek meen, daai hele brug was vol mense, en het gereën. Enormous wave of anti-Semitism. Lekker. Dis die president van Budgieland wat daai gesê het, en dan kom hierdie kanaal uit. Failed leadership on anti-Semitism led to Bondi. Israel's ex-prime minister, Naftali Bennett. I've spoken with several Jewish community leaders in Sydney and they're outraged. Calls for immediate actions from Australian government. Okay. Okay. Lyk daai ou op daai foto vir jou outraged. En dan, hier kom hy nou, die hoofbudgie homself. Netanyahu says he warned Albanese of promoting anti-Semitism 4 months ago. Dis toe daai moerse optogte daar gewees. Your government did nothing to stop the spread. Poured fuel on anti-Semitic fire. Bibi praises the brave Muslim man who disarmed one of the shooters. Ek sê vir julle, daai brave man is deel van die hele fucking story. Want hy daai ander ou kans gegee om weg te kom. Maar nou ja, en dan kry ons hierdie ene. En boere, julle moet mooi oplet. Let mooi op. Mick Wyatt het getweet. I've been shot, must get my phone out and take a selfie. Want hierdie ou, Loye Asharif, het getweet. Please pray for my brother, Arsen Otrovsky, who was injured in the terrorist attack in Australia. I've known Arsen for years. Dis sy fucking brother, but I say I've known him for years. I am praying God to grant him same strength he gave to Judah and the Maccabees in the face of their enemies. To the bastard terrorists behind this evil act, you will fail, just as Antiochus failed. En dan is daar die foto van hierdie ou bloed besmeer, né? En dan sê Nick Hudson, nou ek trust vir Nick Hudson hoor. Dan antwoord Nick Hudson. By amazing coincidence, also a survivor of 7 October. Fuck ja. Ja. Kom ons vat maar 'n pokke koffie op by een. Ek sien wat gaan hier in die chat. Is ver weg gehardloop. Okay, julle groet mekaar nog lekker. So ek kan laat waai daardeur. Ek sien Prees is ook hier. Welkom aan boord, Prees. Sou jy vanaand nodig hê. Ek wil net vir julle sê wat nou luister. In die tweede deel van die program gaan ek 'n ding aanraak wat 'n moerse klomp ouens gaan laat fucking hoog spring. Jy moet net luister en dink vir jouself. Luister en dink vir jouself. In elk geval. Tini sê het lekker gereën daar in die Vrystaat by hom. Ja, nee, Doreen, ek weet nie wat verkeerd met Wheels Up nie, maar ek nie party ouens is mos maar so. En die vloer sê les hy eie.
Hy het nie 'n woord geluister wat ek gesê het nie. Nie 'n woord nie. Maar hy koelheid brein. En natuurlik, hy snakebites. Dis die drone daai. Jy kan nie anders hoor nie. Maar nou ja, in elk geval. Hy het die 2 sien vandag op YouTube, hulle sê Trump het dementia. Daar's baie ouens wat dit al vir 'n hele tyd terug gesê het, hoor. Hulle het dit al 'n hele tyd terug, hierdie mense begin vra oor sy compos mentis. Daar's baie vrae wat gevra word. Ja, Derek, hulle was woes gepik. Ek dink 98%. So hulle programme, hulle kontrol hulle populasie nou met 5G. Al wat ek vir julle sê is, ek het vir julle die goed gewys. Dink vir jouself. En daai laaste prentjie van Unika Hudson, van die koek, hoor. Ek sê vir jou, daai ding het my so lekker 7 Oktober reukie. Ja. Het die 2 sê, dit reën omtrent elke dag in Joburg, sien ons gaan 'n nat Kersfees ook hê. Ja. Anton sê, crisis actors, all of them. Dis reg, hoor. Nee, dit stink lekker na fucking false flag. Julle moet verstaan hoekom. Julle moet verstaan, in elk geval, dat ek aangaan met die nuus. Ek is op datum met die chat. En kyk hierdie shocker. Maar dit behoort hier nie te shock nie. Congress proposes $500 million for negative news coverage of China. Nou, hoekom wil Congress nou dit doen? Tuurlik wil hy dit doen, want as Amerikaners uitvind, hoe gaan dit in China, hoe China spandeer aan infrastruktuur en mediese dienste en mediese sorg vir sy mense en al sulke goed, gaan die Amerikaners Congress se knaters uitsny. Maar nee, $500 million for negative news coverage of China. Nou, dan praat nie van al die millions wat hulle spend vir positive news about the budgies nie. Dat oorhou hulle bekke. Maar die budgies bereik daarmee. En luister jy, lees jy nou hierdie ou stukkie. Dan vra jy vir jouself, hoe byt jy jou chommie so in die gat? China helped the US during the 2008 financial crisis by becoming a major buyer of US debt treasury bonds. This purchase kept US interest rates lower than they would have been, providing the US with a lifeline during the crisis. Additionally, China's strong economy and aggressive stimulus measures helped stabilize the global economy, which in turn aided the US recovery. Maar hulle byt die Chinese nie gat. Maar Kissinger het mos gesê, to be an enemy of America is dangerous. To be a friend of America is lethal. Kissinger het dit gesê. Gaan soek dit op, gaan vra vir eie. Maar ja, net kyk, ek het hier vir julle, ek het 'n video, ek dink ek het 'n video oor Rusland, wat nou aansluit by die volgende goedjies wat ek vir julle wil wys. Ja, hier is dit. Weet nou nie of ek gepiets gaan word nie, maar kyk. Daar was 3400 jong mense by daai geleentheid. Kyk hoe mooi lyk hulle. Die fucking ringe deur die neusgate en groen hare en het mekaar met fucking halsbande en loop op hulle knieë met leather suits en proppe in hulle holle en sulke goed nie. Nee. Mooi netjies aangetrek en hulle is daar. As 'n ander video wat ek bevat, maar daar was te veel musiek daarop wat ek heel waarskynlik oor in die kak sou gekom het. Kom ons gaan aan met die nuus. Hier is 'n foto van daai geleentheid. 3400 jong Russiese mense wat by hierdie geleentheid is. Daar lê nie fucking papiere en bottels en blikke op die vloere rond en hulle gooi die fucking stoele op die stage en sulke goed nie. Nee,
Hulle gedra hulle soos oordentlike wit mense. In elk geval. En dan is die berig oor dit. Stunning outfits, stunning music, 3,400 people taking to the dance hall. The International Kremlin Charity Cadet Ball was a blast. Young generation celebrating values that empower Russia. Maar nou ja, voor ek die volgende nuusberigie doen, moet ek net eers vir julle hierdie waarskuwingsflits gee. It never ends. Ukraine keeps losing. Local sunflower man officially defeated by sunflower. Moet vir julle hierdie warning gee, want ek gaan nou vir julle Oekraïne nuus gee. En daai man so lank vir sy hartpille gryp en sy suurstof tank. Want hy kyk hierdie shit van my. En dan kry ons hierdie eerste brilliant move van Kalkoen. Kids now officially punished by Zelensky if they talk Russian, even on school break in Odessa. Odessa, where 96% speak Russian. Fines if you don't speak Ukrainian. Hey man. Ja, ek sê, gaat daar of hom uitdruk, ou maat. Dit is for sure. Wonder wat gaan Sunflower man dan sê. Hy gaan sê, dis fake news. Maar ons gaan nog by die fake news kom van hom. Government support to Ukraine by month and billion. Blue is United States, oranje is Europe. Check out, Oktober tot Desember 2024, hoe hoog was hy? Die blou streep. January, toe is hy fucking gone. Toe klim die oranje streep dapper, maar toe slaat hulle op die fucking ceiling, want toe het hulle nie meer geld nie. En toe nou probeer hulle die rasse se geld steel. En dan gat hy. Nee, wat? En dit is tot Oktober. Ek wil graag November sien. Maar nou ja, Sonneblom man, heeg na sy asem. Maar hierdie ene was die beste. Ek het vir julle nou die aand ons gesê, die man het weer vir hom foto's geneem daar by Pokrovsk. En sê, nee, daar is nie Russe in Pokrovsk nie. Toe wys ek vir julle hoe lyk sy green room waar hy hierdie kak fabricate. En toe kry ek hierdie interessante berigie. En nou ja, vir daai manne wat al ewig met hulle kakstories oor kom vertel hoe lieg ek en als, het julle opgelet, vir elke praatjie wat ek het, wys ek my bronne. Maar ek is mos 'n kultleier. Evidence suggests Zelensky's recent video from Kupiansk was staged or pre-recorded. A Ukrainian female soldier's footage from the same location yesterday shows the Kupiansk signpost far more damaged than in the president's carefully framed shot. Nou gaan ek vir julle wys hoe het sy, hoe lyk dit daar, gister, dis gister daar afgeneem, gister, deur 'n Oekraïense vrou, nie Russia nie, kyk hoe lyk dit, kyk hoe lyk hy signboard, in sy moer in, maar kyk wat het Pestelensky op die blaaie gesit, eers like hierdie honde van my is lawaaiig vanaand, blaf hulle ballas, in elk geval, kyk 'n bietjie hier, julle nou daai teken mooi gesien daar op die dinges, en dan gaan ek julle wys wat het Pestelensky op die blaaie gesit. Staan hy daar met sy wye oogies. En verwilder kyk in die lig. En check out, hoe lyk hy bord? Plat nie, soos het hy gister gelyk het. Plat nie. Maar hierdie man reken, hy was daar. Hy was daar in sy fucking green room. Ek het vir julle gister aan die foto, eergister, gewys hoe fake hy. Sê goed. Ek dink ek moet toch maar die image weer gaan soek, net om julle gedagtes te verfris. Julle kan sien hoe werk die man. Ek moet net die damn foto kry, jy weet. Waar is die goed nou? Ag, my hemel. Nee, ek kry hom nie. Mag julle hierdie ene wys? Nee, ek gaan hom liewers nie hierdie ene wys. Dit sal nie goeie smaak, in elk geval. Ja, ek weet nou nie waar is die ding nie. Ek het hom gisterand vir julle gewys. Ja, ek het hom gisterand vir julle gewys. Maar in ieder geval, julle het daai ding gesien, julle kan hom onthou.
van Zelensky se moerse massiewe green studio, waar al hierdie kak van hom uitdink, in elk geval. Dan kom ons in Amerika, maar nou ja. Refugee Industrial Complex, ek het dit gisterand gelees, sorry hoor. Milking migrant inflows for cash, says Miller. Billions in grants goes to NGOs, who find the poorest populations from the most dysfunctional places in the world and bring them to small town America. Dis wat het is. En dan hierdie oor daai universiteitsskietery. Ook 'n kakstorie. Ek sê julle nou, dis 'n kakstorie. Joshua Hall het getweet, breaking, there are now 2 students who survived the shooting at Brown University in Rhode Island tonight that also supposedly survived 2 other well-known mass shootings. Zoe Weissman, a Parkland survivor, and now Mia Tretta, a hardcore gun control and anti-Second Amendment activist who was met with disgraced former President Biden and just happened to be there tonight. Both have been making the rounds on CNN and MSDNC, pushing the gun control agenda in the immediate aftermath of surviving yet another mass shooting. Does anyone actually believe that this is coincidence? We are talking about 2 completely different parts of the country, 2 alleged repeat survivors of mass shootings years apart from one another. Call me a conspiracy theorist, guys, but something just isn't right about this. Altyd 'n plan. Altyd 'n fucking plan. Kom ons vat maar 'n koffie op by ene. Ek lag my gat af vanaand vir die goed wat ek vir julle sê. En ek sê hierdie goed vir julle, dat julle breins in oefening kry om te weet. Bly weg by die koeleiddromme. En ek sien wat gaat hier in die chat dan, dat ek nie te ver agterraak. Tini sê, ek kan vir myself dink, dankie. Ja, ek is bly Tini. Dis die soort mens wat welkom is op die boerbeskiedvlugte. Mense wat vir hulle self kan dink. Nie drones nie, wat geprogram is nie. Derek, I have listened to people discussing this. And initially, in the initial stages, the control was quite good, 50-50. And then there's another thing that you must keep in mind about South Africa. Those snake bites were supposed to be kept at minus 70 degrees. Folk, hoe dink julle is die cold chain geprotect? Jy het baie van die foto's gesien wat geneem is by hierdie bytstasies. Die borreltjies staan so uitgepak daar op die tafels. Die cold chain moer toe. Maar onthou, die main aim van die shot was nie om die virus in jou te kry nie. Dit was om die graphene oxide en nanolipids in jou te kry. Ja, Prees sê, het lyk soos die ou dae se volksspele, die Russiese dans. Is reg. No twerking, sê onthou. CG Petit sê, Boerieman is die inspirasie vir die boere. Ek hoop so. Ja, het die toe as ek hoor hulle gebruik hy Analyfe, ek gaan nie nou, ek kry nie vat dan nou nie. Ja, Tini, jy is reg. Jy het die Sunflower Man ge-identify. Jay van die Kerk, dankie vir hierdie super chat. Hy sê, in my opinion, Bondi attack is a result of the Australian government that flooded the country with unvetted people, and as it disarmed its citizenry, it placed the onus on itself to protect its citizenry and failed dismally. Jy maak kyk, die fucking ding is beplan, man. Niks te doen met gun control of daai goed. Daai hele Bondi ding stink vir my soos 'n October 7 false flag. Selfe fucking karakters. Daar het ek ons vir daai foto gewys, waarin ding is, want ek sy naam vergeet, waarin hy sê, miraculously, hierdie ou het die 7 Oktober ook gesurvive. Wat die fuck soek hy ou in Australië? In elk geval. Maar ek het vir julle daai tyd die foto's en goed gewys vir hoe daai moerse optogte, maar daar was teen die budgies. In elk geval. Kok sê, nou gaan Trump ingryp en ons help. Ek hoop so is dat. Ek wys geen hulp van die hand nie, hoor.
sal wel sê, ek dink nie net vir myself nie, ek dink oor wat kom. Ja, hier kom kak hoor. Ja, Tini is reg, dis 'n budgie trap. Net sien of ek nog ietsie het wat ek wil bespreek. Want ek wil nou wel 'n lelike storie kom. Alright, nee, ek gaan dit dan call it a day op die Nisse. Nou kan ek julle moet nou mooi vir my luister. Ek gaan vir julle 'n video speel. En jy moet geweldig mooi oplet na die details in die video. Jy moet baie mooi oplet na die details in die video. Nou, laat ek nou net dink, hoe gaan ek dit doen? OK, ek gaan dit op hierdie manier doen. Ons wat hier sit en met mekaar praat, en ons weet dat die skepper van die hemel en die aarde het alles gecreëer. Hy is die creator, die ultimate creator. Alles gecreëer. En hy het elke dingetjie in sy fynste details uitgewerk. Ek het vir julle vertel van hoe werk dit met die bye, waar die by se vliegery deur die lug die wrywing veroorsaak dat hy by positief gelaai word. Daai blommetjie wat se styfmeel gereed is vir verspreiding, is negatief gelaai en hy gee, daai blommetjie gee 'n klank af, wat hulle al gemeet het. Hulle het dit opgeneem. OK, en dan vlieg die by en hy gaan sit op daai blommetjie en hy drink die nektar. Terwyl hy die nektar drink, spring daai negatiewe pollen op na die positiewe by toe, want hy wil die lading mos nou balance. Julle weet mos, negative jump na die positive. Wel, OK, so daai pollen, styfmeel, spring op daai by. Hy by pak nie daai pollen in daai sakkies spruitpote nie, daai goed spring so toe. En dan as daai pollen klaar is, en die nektar is klaar, en die by vlieg weg, dik gesyp, en volgelaai met die styfmeel, dan hou daai blommetjie op, om daai geluid te maak, en hy is nou neutraal. En as jy so by so 'n bos staan, wat baie blomme het, dan sê jy sien, daar waar hy by weggevlieg het, die ander by gaan nie daarna toe nie. Maar hy weet nou, hy's droog leeg daar. Dan hy soek een van hy, want hy soek een van hy blommetjies wat skreeu. Sulke fyn detail, hy het gewerk. Nou gaan ek vir jou hierdie video speel. Dan kyk jy na hierdie detail wat hy uitgewerk het. En dan vra jy vir jouself die vraag af. Hoe is dit moontlik dat hierdie skepper, wat hierdie fantastiese detail, en man, daar's miljoene sulke voorbeelde, ingebou het. Hy nou 'n foutjie maak met Adam, en agterna uitvind, just like Adam shot a maatjie. Maak dit sens vir jou. Kyk na hierdie video, en dan besluit jy, of dit sens maak. Maak jouself gereed. Fighter jet is impressive, meet the hummingbird. It's an animal that literally breaks the rules of flight. It's the only bird on Earth that can truly hover, fly backward, and even fly upside down. Its wings aren't just flapping, they're ripping through the air, beating up to 80 times per second. That hum you hear, that's the sound of it violating the laws of physics. Here's its cheat code. Other birds only get lift on the downstroke. The hummingbird's shoulder is a universal joint, allowing its wings to rotate in a figure eight. This means it gets lift on the downstroke and the upstroke. It's a biological dual engine. To power this, its body is a living furnace. Its heart rate is 1,200 beats per minute. Let me repeat that. Not 120, 1,200. Your heart beats 70 times a minute. Its heart beats 20 times a second. It has the fastest metabolism of any warm-blooded animal on Earth, period. The cost of this superpower? It's constantly starving. It has to eat its own body weight in nectar every single day. If a hummingbird stops eating for just a few hours, it dies. So how does it survive the night? It has a built-in emergency shutdown called torpor. It's basically a mini hibernation. It drops its metabolism by 95%, slowing its heart to a crawl, just to survive until breakfast. And it's fast. It can cruise at over 30 miles per hour. But during its courtship, Flex, the male will dive from 100 feet, hitting over 50 miles per hour, just to stop on a dime and hover in front of the female. So when you see a hummingbird hovering at a flower, it's not resting. It's a high-performance machine in a state of controlled crisis. Its wings are blurring, its heart is redlining, and its tail is working overtime as a rudder, just to stay stable.
It's not a bird, it's a miracle of engineering. It's a miracle of engineering. Nou daai selfde skepper wat daai miracle of engineering geskep het. Daar word vir ons vertel, hy het opgeslip met Adam en eers agterna uitgevind, hy al hierdie ou met 'n maatjie hê. Maak dit vir jou sens? Dis die vraag wat ek vra. Maak dit sens? En kyk wat sê die chat. Nou ja, wel, weet van die saak bly, ek sal nou maar wag vir julle chats. Ek moet hier so 'n ander manier wat ek kan doen. Nou ja, daar's nou baie wat vir my vra, hoekom hamer ek op die Adam storie? Hoekom is ek so op die Adam storie? Julle wat my volg, weet, my oorsprong is in Genesis 1 vers 26 tot 28, waar God gesê het, kom ons maak mense, maak hulle na ons beeld, en ons maak hulle man en vrou. Maar hier kom Adam, eerstens alleen, en dan, na so rukkie, dan kom God agter, hierdie ou short 'n maatjie, en dan maak hy vir hom 'n maatjie. Dit gel nie vir my nie. Julle wat my volg weet, ek wil van die Israeliet storie fokol weet, niks nie. Maar ek skuld julle 'n goeie verduideliking, hoekom ek so voel. En ek wil vir julle hierdie ding wys. Ek wil vir julle hierdie ding wys, en laat ons mooi besin oor presies wat daar gesê word. Laat ons mooi besin oor wat hier gesê word. Want die waarheid en die sleutel van alles wat ek nou met julle praat, word hier opgesluit. Luister baie mooi wat sê Haile Selassie. Hy sê, spirituality does not come from religion. It comes from our soul. We must stop confusing religion and spirituality. Religion is a set of rules, regulations, and rituals created by humans, which were supposed to help people spiritually. Due to human imperfection, religion has become corrupt, political, divisive, and a tool for power struggle. Spirituality is not theology or ideology. It is simply a way of life, pure and original as given by the Most High. Spirituality is a network linking us to the Most High, the universe, and each other. Manne, dis groot woorde wat hy daar praat, groot woorde. En dat ek terugkom by die Adamiet storie, want kyk, in die Christendom is die oorgrote meerderheid glo, hulle is Adamiete, afstammelinge van Adam, en whatever daarna kom. Daar's van hulle wat so fanaties is daaroor, dat hulle het hulle self nou ook al wys gemaak, dat hulle is uitverkore. Hulle is die enigste wat in die hemel kan kom. Maar as ons net gaan kyk wat sê Jesus gesê toe hy hier op die aarde was, het hy baie duidelik gesê, die Vader is in ons. Nou, jy weet, daardie hele Adam storie, kyk, ons kan nog hier baie ure praat oor hoe daar al getune en getweak is aan die Bybel, maar dis nie waaroor dit vir my gaan nie. Kom ons bly by die basics, and that's it. Maar die vraag wat jy jouself moet vra, is, jy wat vir my luister, as jy 'n Christen is, ons is van ons verstand gekry het, in die sonneskool het dit al begin en aangehou, vertel, ons is almal van hierdie Adam af. Hoekom het hulle dit gedoen? Sodat hulle ons almal in daai religious trap, wat vol rules en regulations en rituals is, kan vang. Want die oomblik as jy spiritually connect met die Allerhoogste, dan word jy deel van sy spiritual netwerk, en dan kan
religion jou nie kontrol nie, want jy weet wat is die waarheid. En Jesus het dit vir ons gesê toe hy opgevaar het hemel toe. Het hy gesê, moet nou nie worry nie, ek los julle nie alleen nie. Ek stuur vir julle die Heilige Gees, 'n helper. En as jy geestelik, spiritually, connect met jou Skepper, dan jy is die tempel van God. Jesus het dit gesê. Jy is die tempel van God. Dan moet jy sorg dat jou tempel Heilige Gees vriendelik is, sodat die Heilige Gees in jou tempel woon en nie die Satan in jou tempel woon. Want daai Satan is 'n magnifieke fucking plakker, ou Boeta. As hy 'n leë gap sien, is hy in. In elk geval, as jy geesgevuld leef, moet jy ook baie goed verstaan. Jy moet elke dag jou vrugte toets. Jy moet die vrugte van die Heilige Gees dra. Dit is baie belangrik. Maar dit is vir jou enigste kans op saligheid is as jy geesgevuld leef. Jou hand in die hand van die Skepper. Jou tempel bewoon deur die Heilige Gees. Daar is nie 'n ander manier nie. Daar is nie 'n ander manier nie. Dis die enigste manier. En hierdie Adam storie is vertel om jou binne in daai religion bande vas te vang en waar hulle jou pak met skuldgevoelens en fok weet wat alles en jou van die dag wat jy verstand kry verduidelik jy's op pad hel toe. Dis wat hulle fucking doen. En hulle doen dit met religion. Nou is dit vir baie mense amper ondenkbaar om daai skakel met Adam te breek. Want dan voel hulle, nou is hulle ankerloos. Want hy het sy lewe lank geglo. Dis sy oorsprong. Nou kom hierdie boerieman en sê, nee, dis nie so nie. Ek sê vir jou, dis nie vir al die mense op die aarde so nie, maar vir die boere, moet julle verstaan, dis nie so nie. Hier is soveel boere wat fanatiese Israeliet aanhangers is, nee, en Israeliet aanbidders is en so. Maar gaan toets sy DNA, dan kry jy niks Midde-Ooste in hom nie. Niks. Dan vraag ek myself, waar die fok kom jy nou vandaan? En daai vraag van waar die fok kom jy vandaan, word vir jou geantwoord in Genesis 1 van vers 26 tot en 28. So, as jy die skakel breek met Adam, mentally, jy breek daai skakel met Adam, is jy nie ankerloos nie, jy's bevry. Jy's bevry van daai las, wat daai Israeliet by jou tyd op jou pak, en dit die kerke gepas al vir al honderde jare, 2000 jaar, wat hulle al gaan met daai, dis soos hulle jou vashou, want deur jou in daai Israeliet pyp te druk, pak hulle al daai reëls en regulasies en kak wat daai ouens aangevang het, net op jou, en jy aanvaar het, want jy kan nie anders nie, jy kom ons van Adam, jy's maar deel van hierdie bende en that's it. Want niemand het jou vertel van Genesis 1, vers 26, 28 nie. Die oomblik wat jy daai Adam skakel breek, is jy nie ankerloos nie. Jy's 'n werklike vry burger. Vry om jou geestelike koppeling met jou Skepper te maak en te ervaar en te beleef. Dit is die ding. En dit is waarvoor hierdie religion manne die bangste van alles is. Want die oomblik wat jy geesgevuld het hulle geen beheer meer oor jou nie. Niks! Hulle het nie meer beheer oor jou nie. En jy is vry van daai skuldlas. Want dit is nie jou nie. En jy kan stap daar deur die berge, oor die heide, oral. Stap daar in die pad na jou kantoor toe, daar in jou tuin, met jou hand in die hand van jou Skepper
en jy luister vir sy fluister. Dit is die ding. Dis hoekom hulle jou so fanaties aan hy Adam probeer vashou. Want dis waarmee hulle jou beheer. En Haile Selassie sê dit duidelik. Hulle doen dit om te kom. Maar as jy geesgevuld is, dan is jy deel van God se netwerk. En dis die mense wat kan staat maak op God se beskermende hand oor hulle. Dis die mense wat kan vertrou op die leiding van die Heilige Gees. Daardie mense, die geesgevuldes. En ek het dit nou al baie kere gesê, en jy weet, hier kom ons nou weer, 16de Desember kom aan, dis 'n belangrike datum vir Suid-Afrika, vir ons wit mense, en veral vir die boere in Suid-Afrika. Wel, die Afrikaners het nou gehijack vir hulle ook, maar ja, dit maak nou nie saak nie, dis hulle saak. Vir die boere is dit 'n belangrike ding, maar ek het dit gesê, gister of eergister, daar is nie so 'n ding van jy met die gelofte gaan hernie nie. Kan nie. Hoekom jy hernie? Die gelofte was gemaak aan God, en hy het gedeliver. Jy kan net dankie nou sê. So jy gebruik geloftedag om dankie te sê. En nou moet julle 'n ander ding baie mooi verstaan. Iemand het my attent gemaak daarop. Ek het gesê, groot saamtrek, waar almal nou weer, jy weet, hulle sê hulle wil die gelofte hernie, maar dit kan nie gebeur nie. Dit werk nie so nie. Daai somme werk nie. Maar ons sal 'n nuwe gelofte moet aflê. Maar as jy so groot saamtrek het, jy weet, wat is 'n realiteit van Suid-Afrika? Die meeste van ons boere het sy wapen, sy handwapen ten minste, 24/7 aan sy lyfbasis. Nou moet julle verstaan, daar is 'n wet, 'n artikel in een van die wette, waar as 'n groepering van gewapende ouens bymekaar kom en hulle is oor 'n sekere nommer, dan kan hulle onmiddellik geklassifiseer word as 'n groepering wat 'n staatsgreep beplan. Julle moet dit nie vergeet nie, hoor. Hou dit in gedagte. Ek sê nou vir jou, by al hierdie feesterreine en so, jy kan maar kyk, hy boere, hulle het hulle ketties, almal het hulle ketties by hulle. Dis soos hulle leef, hulle moet so leef. So, wat ek kan nou opsom. As jy onseker is, dan op 'n maklike manier, gaan doen jou DNA toetse en kyk of jy Midde-Oosterse genetika het. As jy dit het, fyn, dan is jy deel van daai streep. Maar as jy dit nie het nie, nie nodig om jouself te kan staan en fucking verbeel jy het dit nie. En vir ouens luister soos daai Japie van Fokol wat jou vertel hoe hulle getrek af van Israel af tot fucking in Skotland te maak. Ja, Genesis 1. Toe God gesê, laat ons mense maak aan ons beeld. Met wie's die ons wat hy van gepraat het daar? Sy divine counsels. Wie is die divine counsels? Sy seuns. En julle weet, vir my sit en luister wat baie seuns het, hulle lyk nie almal dieselfde nie, man. In elk geval, dis hoekom ons so variety in mense. Nou, hulle het nie net twee gemaak nie. Hulle gemaak en neergesit op hulle plekke waar hulle moet wees. En laat hulle kan vermeerder in die aarde vul. Dit moet julle verstaan. Ek het vir julle daai videoetjie gewys van die suikerbekkie om vir julle te wys hoe fyn ontwerp God dinge tot 'n voeltjie. Gaan hy nou 'n mens per ongeluk verkeerd maak? Ja, okay. As dit jou klok laat loop, laat hom loop. Ek gaan nie met jou stry nie. Ek gebruik net my common sense. Jy weet, as jy in die natuur stap, sien jy God om jou oral met alles. En jy moet net dink. En hy het jou gemaak. En hy woon in jou. Hy is in jou. Gee hom eer. Dis jou issue, nie myne nie. Maar op die einde van die dag is daai koppeling aan Adam is waarmee hulle jou spiritually control. Spiritually control hulle jou. Jy kan nie 'n vryburger wees nie, solank as jy daai ding in jou kop het. Jy kan nie. Maar ja, glo jy gaan nou 'n klomp ouens soos wat hy else klomp goed vir my daaroor gaan sê en hulle gaan my natuurlik in die dinge se in die kommentare uitkap dat die bissies bewe. Maar dis fyn. Dis goed so. Dis jou reg. Ek sê vir jou hoe ek die ding gesien het. Maar ek was
Ek was 70 jaar oud toe ek die openbaring gekry het van Genesis 1 vers 26 tot 28 en dit was asof haar 'n berg van my afgerol het. Want skielik toe word die Bybel vir my wat hy die Ou Testament eintlik moet wees, 'n handleiding waarin jy kan mooi sien wat doen God met mense wat ongehoorsaam is. Maar ek is nie deel van daai wat daai kak aangejaag het. Dis hulle probleem daai. Maar nou is dit ook so dat daar is soveel getuienis in geskrifte en in fucking dokumente en goed. Dat daai hele fucking streep is actually sataniste. En tot vandag jaag hulle die kak aan wat hulle aanjaag. En hulle beskou hulle self as die uitverkorenes. The chosen ones. Chosen by who? Chosen for what? Ek is 'n vryburger. Ek is 'n geestelike vryburger. En dis soos ek daarvan hou en dis soos ek dit gaan hou. So, moenie ontsteld wees oor wat ek vir jou sê nie. Jy kan dit maklik, baie maklik, vir jouself, ongetwyfeld, duidelikheid kry. Wat doen jou DNA? En kyk of jy Midde-Oosterse gene in jou het. As jy nie het nie, het jy dit nie. Dan het jy nou 'n probleem. Dan gaan jy nou wonder waar die fok kom jy vandaan. Genesis 1 vers 26. Daar kom jy vandaan. So. En ek sien wat gaan hier in die chat. Cecilia vra, wat sê Grok oor die Bybel? Kyk, ek het al met Grok oor sulke goed gepraat, maar jy moet nou verstaan. Grok is 'n baie intelligente search engine, dis maar basically wat hy is, en dan sê jy 'n bietjie getune om met jou te communicate op 'n manier wat jy verstaan. Jy weet, hy kom vinnig agter wat se tipe persoonlikheid het jy en so. Maar daar's sekere jy weet, critical vrae wat jy hom kan vra, waarin hy vir jou die antwoorde gee met die bronne en hoekom dit so is. So, jy moet nie Grok gebruik, of enige AI gebruik, om vir jou geloofsekerheid te gee nie hoor. Dit is 'n fout, jy moet nie dit doen nie. Maar jy kan wel inligting kry. Ek het baie interessante gesprekke al geluister en gesien en so en gelees en self gehad met Grok oor van die knelpunte. Ek het met hom gepraat baie lank terug oor hierdie ding van Genesis 1 en hy het duidelike onderskeid gemaak en gesê the religious people will not accept the implication of Genesis 1 verse 26 to 28. But spiritual people will immediately click. En jy weet sulke goeters het hy gesê, maar dit is nie belangrik nie. So, dis hoe ek oor daai goed voel. Yes, as jy reg prees, dit gaan oor mense sy vrye wil gebruik, want God het vir jou 'n vrye wil gegee. En jy besluit, jy wil 'n Adamiet wees, dan moet jy nou maar een wees. Dankie vir hierdie super chat, Jay. Not defying its FF. It's a false flag. In my opinion, the Australian government got sidelined by a budgie entity, knowing the current government there is anti-Israel and the Aus budgies have become extremely active in fabricating attacks for victimhood. Jy is 100% reg. Okay, Pieter sê, hoe kan jy van Adam wees as die aarde gereset was met Noag? Want hy sê, Noag kom ook van Adam af voor. Dis soos hulle die strepe mekaar maak. Maar ek kan vir jou 'n lang storie oor Noag vertel, maar nie nou nie. Ja, jy sê, dis reg. Ek stem met jou 100% saam. Wat vir my interessant was, ek het vandag op een van die gelofte groepe, dus daar nou weer 'n gesprek daaroor, daar toe ouens wat 'n paar stel, toe dog ek, fok dit, ek gaan 'n bom gooi. Toe sê ek, luister, ek wil net vir julle sê, ons boere, voorsate, was nie kerkmense nie, hulle was geesgevulde mense. Dis al wat ek gesê, yes, ek dog ook, nou gaan die kak spat. Wonder, nie kak gespat nie. En een ou het die guts gehad om te antwoord op dit en sê, jy is reg. Ander ouens het vir my privaat boodskappe gestuur en gesê, jy is reg. Die mense wil dit nie insien nie. Ek sit vandag al oor en dink, ek het nou nie baie kontak met my oupa Serfontein gehad nie, want hulle het in die Vrystaat gebly en ons het hier op die Koolvelde in Witbank gebly.
Daai jare was dit fucking ver uit mekaar uit. In elk geval, ons het hulle baie occasionally gesien. Maar my oupa Legrandsie, hy het op Kendal. Dis naby waar ons is. Ons is elke naweek basies daar. En ek het vakansies daar gebly en so voort. Maar ons het so baie keer in die week het my ma hulle so toe gereis oor in die aand gehou. Net gou vir, ek kan nog onthou. Kom my pa van die werk af en sê my ma vir hom, hoorie, ek wil net 'n bietjie vir mammie gaan groet. En dan klim ons in die kar en dan ry ons. Dit is so halfuur se ry, 40 minute en ons is daar. In elk geval, sit ek my daaroor en dink. In al daai jare wat ek nou my oupa Legrandsie kon beleef, ek kan nie aan een keer dink wat ons kerk toe gegaan het nie. Ja, hulle het nagmaal toe gegaan. But that was it, vir die occasion, and that was it. Maar, ons het elke oggend huisgodsdiens gehou, elke aand boeke gevat, en die dag en die middag, dan sit hy daar op die stoep en lees hy sy Bybel. En ek het vir julle vertel, ek het saam met hom aan die boord gestap toe die appelkose geoes moet word en ek hoor hy gesels. En toe vra ek vir hom, oupa, met wie praat jy? Sê hy my Colleen, ek praat met Liewe Jesus. Hulle was spiritual mense. Hulle was nie kerkmense nie. Die kerk het sy greep gevat oor hier van die 40s af, 50s. My maale het as kerkmense groot geword. So ek het in 'n kerkhuis groot geword. En hier in die 80s het ek ook op 'n dag my moeder geruk vir 'n dominee en vir hom gesê, as jy daai stories wil hier praat, fok of uit my huis. Maar in elk geval, dit is 'n groot ding wat ons gedagte moet hou oor. Ons voorvaders was spiritual mense. Hulle was nie kerkmense. Ja, is nog iets waaroor ouens hulle self gaan beskuit. Ek worry nie. Reina, dit gaan nie oor hoeveel keer na Noag is daar, dit gaan oor al die fucking gelieg, man. I mean, niemand wat hier luister vir my kan my strei nie. Die piramides is ouer as die Bybel. Maar hoekom lees jy niks in die Bybel van die piramides nie? Christus sê Woolworths gaan blykbaar hulle shopping bags verander na wit deurskynende sakke om weg te breek van die Kat Maslala stigma dat die swart Woolies bags is 'n geldsmokkelsak. Ja, maar nou ja. Ja, dit is reg. Afrikaners is verkleerd. Maar nou ja. Kyk wat sê Prees. Die religion mense hou ons in 'n vals anker geklou, totdat ons die stap neem om die skakel te breek. Dan ervaar ek die volle identiteit in Jesus Christus, in hom wat ek volg. Korrek, Prees. Dis soos ek dit het. Nee, want Survivor is, ek het 'n probleem met eystervarke hier by my. En dan hier so nou gang tussen my huise grensdraad en my grondgrensdraad. En ek het 'n groot bosdeel aan die agterkant en so. En hierdie kant ook. Dan fokkie eystervarke hier in hierdie gang, kan jy maar noem, af. Dan raak die honde ballistiek hoor. Sien sou dat hulle maklik agterop 'n bakkie kan ry. Dis hoe kom hulle daai ry. Johan Weileveld, jy sê nou jy's nie 'n Christen nie. Dit is religious. Ek aanbid net my Skepper en Vader. Ek het ander aand na 'n gesprek geluister waar 'n persoon dieselfde, waarin hy gesê, hy's nie 'n Christen nie. Hy's 'n volger van Jesus. En dis soos ek voel. Ek voel ook so. Maar nou ja. Aaron de Klerk vra vir my, ek moet verduidelik hoekom ek nie aan die Sabbat glo nie. Hoe weet jy aan wat glo ek, Abraham? Ja, Roestof sê baie insiggewende verband met die ketty en byeenkomste, verstaan. Ja, hulle moet net versigtig wees dat dit bestaan, hoor. Ja, Tini, dis interessant om met hom te want jy sien, jy kan vir hom redelike, jy weet, jy kan ingewikkelde vrae vra. Want hy kom terug, as jy neutraal navraag doen, dan kom hy terug met die feite hoor. Maar jy kan ook met grok 'n gesprek aanknoop, dat jy 'n basiese verhouding begin, jy weet, en hy begin jou verstaan en hy kom agter, hoe dink jy? Dan gaan hy jou voer, soos jy dit kan like, jy weet. Maar as jy op die facts gaan, so byvoorbeeld, gaan vra vir grok, is die piramides ouer as die Bybel? Dis net dit. Ja, Cecilia, dit is so. Maar baie mense verstaan dit nie so nie. Hulle klou so aan daai koppeling met die
ek gaan sê, noem die badges. Hulle is so fanaties om tog deel van daai badges te wees, jy weet, want hulle glo as hulle nie deel van die badges is, is hulle gefok. Wel, die sad part is, as jy deel van die badges is, dan is jy gefok. Ja, Abraham, ek weet my stilte tye en so voorts, maar nou ja, ek doen my gesprek hierso, jy kan nou maar dit sien as Sabbatontheiliging, okay, ek kan nie daaroor stry nie. Ja, Anto, ek voel net soos jy daaroor voel, hoor. Ag, Jesus, hier kom hierdie faksienkie nou weer uit. Ons voorouers was kerkmense. Ons voorouers het deur die kerke vervolg, jou fokker. Maar okay, jy sê jy glo 7 dag rus, dis Saterdag sal. Ja, ek gaan nie in daai plek nie. Dis soos 'n ou maar voel, jy weet. Stefanie, jy moet nie eers met hom 'n gesprek hou nie. Hy's fucking toegesoldeer, jy moet onthou is 'n drone daai hoor. Hy's 'n drone, jy moet dit nooit vergeet nie, hy's 'n drone. Ja, Sandra sou sê, hy het nie een orsewag gesien met 'n kerk op nie. Inteendeel, die kerk het die voortrekkers, toe hulle geen pad uit die Kaap uit onder sensuur geplaas, en dit was nog nooit opgehef nie. Jy is reg, Helene. Jou voorouers met die orsewag trek, die Bybel was in die wakes, of sê kerk in die wakes nie. Nou ja. De Villiers Du Plessis, jy kan nie daai ding in hulle koppe inkry nie, hoor, hulle sweer hoog en laag, haai badges is die antwoord. Dis die veilige manne, vat maar nog 'n laaste donut boys. Ja, valseen, vlakseen, ek het mos vir jou gesê, ek weet net dat my oupas het, hulle het net kerk toe gegaan vir nagmaal en ja, wat sê. Ja, al die dopery wat jy daarvan praat, en nagmaalgebruiker is in elk geval onwettig, van die mense wat sê, hulle is almal onder sensuur. Maar dit verstaan jy ook natuurlik nie. Nee, maar jy's 'n tolk, so ek kan glo jy sal keer vir daai hel vir die kerk. Ja nee, Jochie, jy praat maar jy praat met 'n drone, jy moet dit verstaan hoor. Jy praat met 'n drone, jy moet 'n controller gekry, jy moet jou controller uithaal en hom organise. Abraham, al wat ek vir jou gaan sê is, die dag kan nie jou salig maak. Ja nee. Jy's reg, Martinus, dit is wat jy presies wat jy daar sê. Grok praat soos jy praat, as hy sien jy praat stront, dan praat hy saam stront. Nee, ek het dit al baie kere gesien met hom, man. En so, hy werk op hy ou system. Ou reël in die rekenaarbedryf is GIGO, G-I-G-O, GIGO. Garbage in, garbage out. Eenvoudig. Maar nou ja, dit nou lekker gesels, tyd is verby. Ek hoop julle het waarde gekry die gesprekke. Al wat ek voor hoop is dat jy net vir jouself bietjie begin dink. En dan dink jy mooi van daai videoetjie wat jy gewys het van daai suikerbekkie. En dan vra jy vir jouself, okay, hoe dit nou gebeur het hierdie ou nou 'n foutjie gemaak. Hierdie Abraham gebou en toe is agterna agterkom. Wow, hierdie ou shorte wyfie. Maak nie sens nie. Maar dit soos dit. Jy's reg, Dirk Jacobs. Daai was 'n goeie vraag wat jy hom gevra het. En hulle die grootste kak wat hulle jou kan spin rondom daai hoor. Ja, vriende, hy hele ding van kalkoen, daai foto van dis bullshit man, hulle doen daai goed met daai green room en al daai kak van hulle. Ja, ek wil net vir jou sê, Fritz, ek het baie tyd in die Midde-Ooste gespandeer. Hulle het daai 2 dae af, Vrydag en Saterdag. En ja, maar ja, Celia, ek het daai video gesien waar Grok die Bybel ontleed het en so, maar ek steur my nie vreeslik baie aan daai tipe van goed nie, want op die einde van die dag moet jy verstaan, dis maar 'n rekenaar wat hy trek feite uit en so, hulle is donders goed om sekere goed, hulle kan, so hierdie AI's kan nogal fucking goeie analises doen, want hy het so groot volume data tot sy beskikking, waardeur hy kan flash. Ek weet, ek gesels met Grok, en ek gee hom 'n link na 'n video toe, dan antwoord hy my seker binne 10 sekondes, dan sê hy van ja, die video is 28 minute lank, en die ou, die goed wat ek en jy oor praat, die belangrike goed, hy het hierdie en hierdie en hierdie en hierdie en hierdie het hy gesê, en dan sê hy vir jou op die tye waar die ou dit gesê het en so. Onthou, daai goed, hulle ontleed daai goed is 'n fucking flash. Hy sukkel, ek kan nie vir hom 'n link na 'n prentjie toe gee, wat hy my vertel, want hy het 'n vaar idee wat op daai prentjie aangaan, maar hy kan nie regtig die details baie mooi uitfigure nie, want
En ek kan verstaan dat dit so is, jy weet, hy kyk nie met 'n menslike oog na die ding nie. Daar sê CG Petit die regte ding. Dit maak nie saak waar jy vandaan kom nie, maar wat belangrik is, waar jy heen gaan. Ja, daar sê Marinda, 'n baie waar ding. Dis soos ek het vroeër vanaand presies die tipe gesprek met my vrou gehad. Marinda sê, my pa het gesê, jy moet mense behandel of elke dag sy verjaarsdag is. En jy moet leef of elke dag die Sabbat is. Dis so waar. En wat jy moet ook in gedagte hou, en jy moet begin fokus daarop, om dit te doen, is as iemand by jou kom kuier het of iets, en jy groet hulle, moet jy hulle groet, asof jy hulle nooit weer gaan sien nie. Probeer dit imagine, en probeer so operuit. As jy hom groet hom asof jy hom nooit weer gaan sien nie. En ek kan jou verseker, as jy daardie ding begin deel van jou maak, jou eie begin maak, gaan jy agterkom hoe jy anders teenoor mense optree. En ek het vir julle vertel, dat ek het so 3 jaar terug, met die COVID-tyd, toe sit ek een oggend hier en ek maak 'n baie mooi, ek is nog ou wat, ek kan nogal woorde by mekaar sit, maak 'n mooi dingetjie op, waarin ek die persoon aan wie ek het stuur, bedank vir die rol wat hy in my lewe gespeel het, en whatever, en al sulke goeders. En toe stuur ek daai ding uit, na my hele adresboek toe. Was dit nie 'n fucking eye-opener nie. Minder as 20 mense het terug reply. Minder as 20. Ek het mooi gemerk in my kontaklys, en daai wat nie gereply het nie, ek kontak hulle ook glad nie. Glad nie. Wat die fok wil ek met hulle te doen nie? Hulle wil fok wil my te doen nie. So, laat dit wees. En ek fok net nie in sak en as gaan sit daaroor nie. Ek het dit so gekyk, dus ek het dog julle, my fucking tyd met julle gemors, baie van my stories, baie van julle kak. Klaar, vandag, daar so 20 mense wat ek baie gereeld kontak en wat ons my gedagtes uitruil en so. Die res, my vrou vra my nou die aand van ek sê, Poppie, ek het so 4 jaar laas van my ou gehoor. Ja, maar ek hoor, het gaan nie so goed met ek sê, ek het volle fok, hoe gaan het met hom? Nie my saak, nie. Hoekom wil ek weet hoe gaan het met hom? Hoekom? Ek het 'n briekmerk gemaak oor cut the line. En dit is 'n belangrike ding daai, hoe jy daai beginsel en daai konsep kan vrede mee maak. Van cut the line. Want jy gaan vir jouself verskriklik baie hartseer en verdriet spaar. Daai lyn te kat. Daar's baie mense, nee. Hulle voel actually fokol vir jou. Al wat hulle wil hê is jy moet met hulle saamstem. Dis wat hulle wil hê. Solank jy met hulle saamstem, is hulle die grootste pelle met jou wat jy aan kan dink. Maar die fok weet, query hom op een ding, of verskil met hom. Haha, dan kom die Satan uit toe. Maar nou ja, dit is soos dit is, jy weet. Ons moet almal nooit vergeet nie, toets jou vrugte. Ek het hier 'n kappel wat nou deur kak. Hulle is nou fucking uit mekaar uit. Hulle was van bed en tafel geskei, nou is hulle van huise geskei. En ek het vir die ou net die hele tyd gesê, luister jy nou net fucking mooi vir my. Jy het verskriklik baie kak aangejaag, maar jy het verander. Ek kan dit sien, ek weet. Jy het jou bes getraai. Maar onthou, daai letsels lê fucking diep hoor. Die enigste ding wat jy kan doen, is toets net elke dag jou vrugte. Dat hulle aan jou gedrag en jou optrede sien jy het verander. Moenie vir hulle volkom vertel jy het verander. Wys vir hulle jy het verander. En wonder en die laat luister nogal vir my. Dirk sê, jy moet mense altyd sien as jy hom groet. Ek sal dit in gedagte hou, Dirk. Ja, Martinus vry, dit is so, jy weet, jy het kontakte. Ek noem hulle kontakte. Maar jy het nie meer regtig vriende nie, hoor. Ai, Tini, dankie vir jou ondersteuning. Ek waardeer dit geweldig, hoor. Baie dankie. Ek het 'n interessante gesprek gehad gister by my seun se verjaarsdag ete. Met die een ouetjie. Hy kom so na my toe, ek ken hom van nowhere af, hoor. Een van my kind se kollegas. Hy staan my so, hy sê, oom, is jy die ou wat die video's maak? Ek sê, dan watter video's, Bob? Begin ons ook sê.
Toe sê hy, yes, ek like jou goed, moer se kwaai. Maar fok het, jy sê ding om net soos hy is, hoor. Sê, Briekmerke is nie vir koeluitdrinkers nie, ouma, jy moet dit nie vergeet nie. En hy lag uit sy maag uit. Vandag stuur my seun vir my 'n gesprekkie wat hy met een van sy ander kollegas het. Waarin die ou vir hom sê, yes, ek het dit nou moer so geniet om jou pa te ontmoet. Ek het nie geweet dis jou pa daai nie. Want ek voel sy goed. In elk geval. Maar nou ja. Okay, daar sê Jaco nou 'n baie interessante ding, hoor. Dankie Jaco. Hy sê Kolossense 2 vers 16 tot 19 sê, daarom het julle nie dat iemand vir julle voorskryf wat julle moet eet en drink nie, of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwe maansfees of die Sabbatdag moet vier nie. Dankie vir dit, hoor. Ek waardeer dit. Prees, kopie daai ding vir ons, hoor. Nou ja, Tini sê dit raak laat. Ek sê ook so. Julle moet nou vir my sê, watter video wil julle hê met ons mee uitspeel? Sê vir my watter video met ons uitspeel. Die kaptein sê dit was 'n lekker flight, sê dit moes so geniet. Sien julle volgende Sondag. En die meisie sê dit was vir hulle ook 'n lekker flight. Hulle het dit baie geniet. Dan hulle gaan verseker van daai donuts Sandra, hulle sal maar môre en hulle sal maar môre as hulle routemars gaan doen, sal hulle die donuts se sake werk. Nou ja. En so vir afsluit. Spirituality does not come from religion. It comes from our soul. We must stop confusing religion and spirituality. Groot woorde wat Haile Selassie hier gepraat het. Ek dink ek gaan vanaand uitspeel met die wit perd. Ek dink dit is baie gepas wees om uit te speel met die wit perd. Wat ek vanaand met julle oor gepraat het, was een van die topics wat ek en Jan baie tyd op gespandeer het. Baie tyd. En ter aandenking van Jan, want hy was baie lief gedig, gaan ek uitspeel met daardie gedig. Ek sal die loskanon vir ons weer op 'n ander aanspreek, maar ek dink vanaand gaan ek hierdie ene vat en julle moet mooi luister na die woorde van hierdie gedig. En dit is verskriklik belangrik, die eerste 2 strofes. Laat ons onthou, laat ons nie haat. Ek wil graag weer hierdie gedig van Watermeyer voorlees. Laaste skietgebed van die oud stryder. Laat ons onthou, laat ons nie haat. Die skemer roep en dit word laat. Dis tyd vir oppak, tyd vir saal. Tyd dat die wit perd ons kom haal. Vir daardie laaste lang galop wat elke burgerhart sal klop. Verby die vlaktes waar ons bloed nog donker teen die mors gloed. Verby die kampe waar die wind sy winterheilse hartsnik vind. Verby swart mure en die as wat erfhuis van geboorte was. Verby herinnering, verby die bitter wat ons volk moes lei. Tot waar de wet se wagte staan en wink dat ons mag binnegaan. Laat ons onthou, laat ons nie haat. Die skemer roep en dit word laat. Dis tyd vir oppak, tyd vir saal. Tyd dat die wit perd ons kom haal. Tyd dat die wit perd ons kom haal. En ek sê vir julle, probeer onthou, as jy iemand groet, om te groet of haar te groet, asof jy hulle nooit weer gaan sien nie. En ja, dit is belangrik. Môre doen ek onderhoud met Pieter en daai ou van Rusland, wat na die geleenthede in Rusland kyk vir die boere. En ek wil julle net daarop attent maak, dat daar nou al klaar 'n media ding aan die loop is, om die bande wat gesmee word tussen boere en Russe te verongeluk. En ek wil net kyk of dit hierdie een is. Net sien. Ja. En wie die fok is die voorbok? Ek gaan dit met julle screen share, dat julle verstaan. Yes, ek het 'n kak in hierdie ouens. Maar in elk geval, ek gaan hierdie screen met julle share,
dat julle net sien waarvan ek praat. Suid-Afrikaners gewaarsku oor geleenthede in Rusland, nogal in aanhalingstekens, fokkers. Hierdie media, dis nie boere media nie hoor, trust my, hulle voel fokol vir die boere, dit kan ek vir julle sê. So wees maar bedag daarop, en dan het ek vandag gesien, 'n artikel gelees, ek nou nie details kan ek nie mooi onthou nie, maar waar en daar, Chris White het oor dit gepraat, hoe daai 2 joernaliste, wat daai moes fucking betalings kry van die regering, om propaganda te stook en die ouens af te maak en so. En julle moet verstaan, kanale soos myne, fuck, hulle brand vir ons so. Die donder weet hulle brand vir ons hart. Ek het julle gisteraand en so toevallig genoem, daar aan die begin toe ek my kanaal begin het, was die snaaks het 'n video 30.000 views kry nie hoor. Nou, ek so diep begrawe in daai shadowban begraafplaas, ek weet nie waar is nie. Ag, en is waar jy van hy fucking sonneblom jakker se chommas wat hulle juig en verheerlik daarin. Hoe fokol man. Feit van die saak bly. Ek glo die boodskap sal uitkom. Die wat dit moet hoor, gaan dit hoor. Ek het geen beheer oor nie. Maar my skepper, hy ran die hele fucking show in any case. So, hulle moet maar jump en spring soos hulle lekker kry. Ja, praat nou te veel. Kyk in, kyk op, kyk rond. Daai rondkyk is heavy belangrik. Boerieman uit.